Vriende, goeiemôre. Ons is by ons 15de koffietyd geleentheid en ek hoop dat jy 'n heerlike paastyd gehad het, dat jy ook die voorreg kon gehad het om die nagmaal te kon gebruik met Goeie Vrydag en dan ook die opstandingsdiens beleef het gister. Ek wil tog ook vra asseblief voorbidding vir een van ons geliefkoeste lidmate, oom Stoffie. Hy is 101 jaar oud en hy is gisteraand opgeneem in die hospitaal. En tot voor die lockdown het hy nog elke diens in ons gemeente bygewoon. Hy kan nie meer lekker hoor nie, maar hy sê, dominee, ek kom vir die saam wees. En dit maak het spesiaal, so bid asseblief vir hom. Nou die koning Protea is eintlik Suid-Afrika se nasionale blom. En die interessante is dat hierdie blom sal jy kry op die R5 muntstuk op die agterkant, en jy sal hom kry op al die geboortesertifikate, en jy sal hom kry as die logo vir die cricketspan, die nasionale cricketspan. En die rede daarvoor is omdat hierdie Protea so veelsidig is, daar's meer as 1500 spesies, en omdat hy so deursettingsvermoë het. Want Proteas kan byvoorbeeld deur koue tye en ook deur warm tye kan hulle groei. Hulle het ook 'n wortelstelsel wat hulle in staat stel om te kan groei terwyl daar nie baie voedsel in die grond is nie. Maar die mooiste vir my is dat wanneer daar 'n brand kom, dan brand hierdie Proteas, maar hulle gaan nie dood nie. Hulle groei weer en behalwe vir dit gebeur dit dat hulle sade breek dan oop as gevolg van die hitte van die brand en na die brand dan versprei dit. En dis vir my fantasties hoe dat hierdie blomme dan ook so simbool is van hoe dat 'n mens deur moeilike omstandighede kan gaan en nogtans saad kan gee of vrug kan gee. Nou, toe ons president gesê het dat hierdie inperkingstyd gaan verleng word, het mense se moed sommer in hulle skoene gesak. En dit het geweldige implikasies vir jou en vir my. En ek weet jy sit daar en jy kyk en vanoggend sê jy dalk ook nou nie lus vir 'n grappie of twee nie. En dis kom ek dit ernstig maak ook vanoggend. Want die vraag is, wat maak 'n mens? En hier in Jesaja 43 lees ek so 'n mooi gedeelte as die Here vir sy profeet sê, terwyl die volk in ballingskap was, het dit baie moeilik met hulle gegaan. En dan sê hy vir hulle, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Omdat jy vir my kosbaar is, sê hy, is ek by jou. En dis daai woordjie van ek is by jou. Miskien vra jy vir my, ja maar Chris, ek wil weet, hoe gaan dit lyk oor 2 maande? Hoe gaan dit 3 maande hiervandaan verder lyk? Wat gaan dan die situasie wees? Ek moet eerlik vir jou sê, ek weet nie. En ek moet vir jou sê, as 'n mens so dink, dan wil jy ook nie eens daaraan dink nie. Maar een ding weet ek kan vir jou sê, waar is die voetspoor van Jesus vir vandag bietjie verder, want ek sien dit hier in die woord. En dis wat ek besluit het, om op hierdie voetspoor te hou. En wanneer ek so saam stap op hierdie voetspoor, dan hoor ek hoe dat hy vir jou en vir my sê, ek gaan nie dit sommer net wegvat nie. Hy het nie die ballingskap van die volk sommer in 'n oomblik weggevat nie. Maar binne in daai situasie het hy gesê, nou moet ons versigtig loop, treukie vir treukie op sy voetspoor. Terwyl ons nie weet wat kom nie, maar een ding weet ons, hy is by ons. Ag, my gebed is, dat jy op een of ander manier sal ervaar, dat die Here by jou is vandag. En dat die saad wat na hierdie hele ding versprei sal word, dat dit in jou en my lewe ongelooflike vrug sal dra. Mag jy in hierdie dag ervaar, die Here sê, omdat jy vir my kosbaar is hy by jou. Mag dit deel van jou lewe wees. Ek sien jou môre.